Goeiemôre gemeente, baie welkom by hierdie Hemelvaartsdiens. Mag dit vir julle elkeen tot baie groot seën wees op vandag. Ons gaan 3 kort gedeeltes met mekaar saam lees. Die eerste uit Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1. Moenie dat hierdie dinge julle te veel ontstel nie, sê Jesus. Julle vertrou mos op God. Vertrou my ook. Skep moed. My Vader het 'n huis. Daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om daar vir julle plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou dit gesê het as dit nie so was nie? As ek alles reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. En waar ek is, sal julle dan ook wees. En dan lees ook 'n gedeelte saam, hierso uit Johannes hoofstuk 15, vanaf vers 18. Jesus het verder gegaan. Mense wat nie Christene is nie, gaan die wêreld vir julle baie moeilik maak. Maar troos julle daaraan, hulle het dit ook al met my gedoen. En dan gaan ons gedeelte lees uit Handelinge hoofstuk 1 met Jesus se hemelvaart. Ons lees vanaf vers 9. Na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg af na die hemel teruggekeer. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangetree. Een van die mans vra toe vir die disippels: "Hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oë na die hemelse woonplek toe vertrek het, sal op presies dieselfde manier na julle toe terugkom." Tot sover. Ek dink die mense wat daardie dag by mekaar was, toe Jesus na die hemel toe opgevaar het, sy oë het gerek van stomme verbasing. Hulle het al gehoor en gesien van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Hulle weet dat hy uit die dood uit opgestaan het met 'n verheerlikte liggaam, maar wat hulle hier sien, het hulle nog nooit voorheen gesien nie. Kyk, ons het al goeiltoertjies gesien wat mense so lyk of hulle 'n sentimeter of wat voor die boek aan die aarde swewe. Maar hier het Jesus voor hulle oë al hoër en hoër in die hemel opgegaan tot hy heeltemal agter die wolke verdwyn het. So iets het hulle nog nooit gesien nie en sal hulle ook nooit weer sien nie. Dis net Jesus wat so iets kon doen. Maar die vraag is maar, hoekom het Jesus besluit om terug te gaan na die hemel toe? Hoekom kon hy nie maar net op aarde gebly het hier tussen ons mense nie? Dan kon die hele wêreld mos gesien het dat Jesus uit die dood het opgestaan het en dat hy lewe en dat hy vir ewig op die aarde tussen ons gaan wees. En sou dit nie lekker gewees het as ons net eenvoudig op 'n vliegtuig kon klim en daar vir hom kon gaan ontmoet, sy hand kon skud en bietjie ons hart vir hom kon uitstort nie? Goeie vraag. Nou dink nou daaraan as daardie dag wat Jesus na die hemel opgeneem is, dat daar dalk 'n verslaggewer was en dat hy gekom het en gesê het: "Jesus, ek wil gou vir u 'n paar vrae vra net voordat u vertrek. Hoekom gaan u terug na die hemel toe? Hoekom bly u nie maar op die aarde nie?" Dan sou Jesus waarskynlik vir hom gesê: "Die werk wat my hemelse Vader vir my gegee het om te doen, het ek klaar gedoen. Dit is afgehandel. Toe ek daar aan die kruis gesê het, dit telestai, dit is volbring, het ek gesê dat dit wat die Vader my voorgestuur het, is nou afgehandel, dis klaar. En nou kan ek terug gaan hemel toe, en dankie tog, dis klaar. Dankie tog, ek is klaar met die wêreld, met sy swaar kry, probleme en pyne. Ja, want ek weet presies hoe dit is om op hierdie aarde te lewe. Ek is hier weggejaag, mense het my probeer doodgooi met klippe, by 'n kraans afgooi, op 'n ouend het hulle my gemartel en aan 'n kruis opgehang. Maar ek is dankbaar dat ek nie die aarde my permanente woonplek hoef te maak nie, want dit is net nie lekker om permanent hier te bly nie." En dan sê die verslaggewer gesê, "Maar Jesus, vertel vir my 'n bietjie waarheen gaan nie. Vertel sy 'n bietjie meer daarvan." Dan sê Jesus gesê, "Maar ek gaan terug na die hemel toe, na my hemelse Vader toe. Ek gaan terug na my hemelse woonplek. En my Vader in die hemel het 'n massiewe, ongelooflike groot woonplek met daar duisende kamers waar ek plek gaan gereed maak vir elke gelowige wat na my toe kom. Spesiaal plek inruim soos wanneer jy 'n kamer spesiaal regmaak wanneer familie of vriende kom kuier. En ek kan nie wag dat hulle moet kom nie. Ek gaan vir elke slaapie aftel dat hulle daar na my toe kom en saam met my daar kom woon. En weet jy wat? Daar gaan daar geen hartseer en swaar kry en pyn en lyding wees nie. Daar gaan geen siekte en dood wees nie. Dit gaan net wonderlik wees. Want ek weet hoe swaar
die gelowiges op aarde kry. Ek weet van hoe hulle gespot word en hoe hulle verkleineer word en verneder word en selfs doodgemaak word. Maar ongelukkig gaan dit nog swaarder gaan met hulle. Wanneer hulle begin om my naam te verkondig op aarde, wanneer hulle begin vertel van wat ek alles in hulle lewe gedoen het en beteken, gaan die wêreld hulle nog meer haat soos wat hulle my gehaat het. En dan gaan hulle baie swaar kry. Maar weet jy wat? Dit is eintlik nodig. En op daai punt sou die verslaggewer dalk gesê het, Jesus, wat bedoel jy? Dit is nodig. Dan sou Jesus gesê, weet jy wat? As dit te lekker op aarde was, sou mense permanent op aarde wou bly. Maar wanneer dit so swaar gaan op hierdie aarde, dan sien hulle met verwagting uit na iets beter, na die hemel, om saam met my in die hemel te wees. En nou het die verslaggewer gesê, Jesus, maar kan jy nie maar op aarde bly dat mense hier persoonlik kan kom ontmoet het nie? En dan het Jesus dalk vir hom gesê, man, haal uit met jy jou sakrekenaartjie, maak die volgende sommetjie. As ek elke gelowige net vir 5 minute sou sien, sou ek 12 persone per uur kon sien. En as ek 10 ure per dag mense sou sien, sou ek 120 per dag kon sien. In 'n maand se tyd sou ek so 3600 kon sien. In 'n jaar se tyd 43200 gelowiges in 'n jaar se tyd. In 10 jaar se tyd sou ek 432000 mense kon sien van al die miljoene gelowiges op aarde. Kan jy dink hoe lank die toue sou wees? En waarskynlik sou mense in hulle leeftyd nooit die kans gehad het om my persoonlik te ontmoet nie, so lank sou die toue gewees het. Maar sou Jesus gesê het, weet jy wat, ek het 'n baie beter plan gemaak. Ek gaan elke oomblik van jou lewe in jou teenwoordig wees deur die Heilige Gees wat in jou woon. Jy hoef nie op 'n vliegtuig te klim om met my kontak te maak nie. Ek gaan daar wees elke oomblik van jou lewe, elke sekonde gaan ek daar wees vir jou, dat jy enige oomblik met my kan praat en kan weet, ek is met jou elke oomblik. Jy gaan nie hierdie lewe alleen ingaan en al hierdie swaar kry en probleme alleen hoef aan te pak nie, want ek gaan jou volmaak met die krag van die Heilige Gees. En op die manier sal jy nie alleen die lewe kan hanteer nie, maar sal jy ook die probleme kan oorwin. Nou sou die verslaggewer dalk gesê het, maar Jesus, dit is alles goed en wel, gaan ons die ooit weer sien? En dan sou Jesus waarskynlik gesê het, ja natuurlik, ek kom weer, soos wat jy nou gesien het, wat ek weggaan na die hemel toe, net so gaan ek weer op die wolke kom. Maar wanneer ek weer kom, dan kom ek met die oordeelsdag. Dan kom ek om te oordeel. En die gelowiges gaan jubel van blydskap om my weer te sien. Maar die ongelowiges, daar gaan 'n geween en geknars van tande wees daardie dag, omdat hulle weet wat 'n oordeel hulle gaan tref. Gelowiges, wonderlike dag. Ongelowiges, hulle hoop en bid, dit breek nooit aan nie. Maar sou Jesus sê, ek moet ongelukkig nou gaan, my Vader in die hemel wag vir my, hy kan ook nie wag dat ek daar arriveer nie. Hy wag vir my met oop arms, soos wat hy vir elke gelowige met oop arms gaan wag. En daarom, broers en susters, moet ek en jy bly opkyk na die hemel. Bly opkyk na die hemel waar Jesus vir ons besig is om vir ons 'n wonderlike plek voor te berei, waar ons veel beter gaan hê as wat ons ooit op aarde kan hê. En dat hy met verwagting en met oop arms vir ons staan en wag. Maar ons moet ook bly bid en sê, Maranatha, kom Jesus, ja, kom te gou, en kom maak alles reg, wat die gemors wat ons op hierdie aarde gemaak het, kom maak alles hier niet. En dis waarvoor ons dan ook bid. Amen. Jesus, baie dankie dat U aarde toe gekom het spesiaal vir ons. Dankie dat U die pad aan die kruis geloop het spesiaal vir ons. Dankie dat U ook nou in die hemel besig is om vir ons plek voor te berei. Dat ons met verwagting kan uitsien om eendag saam met U te wees. En Here, dankie dat U nie ons alleen laat nie. Dankie vir die Gees wat in ons woon, wat ons vul met U teenwoordigheid. En dis my gebed, Here, dat ons elke dag U teenwoordigheid in ons lewens sal ervaar en dat dit sal maak dat ons kragtige getuies sal wees van U teenwoordigheid, van U werk in ons lewens. Dit bid ons in die naam van Jesus, Here. Amen.
Julle moet 'n baie geseënde dag hê. Ons sien mekaar Sondag dan weer by die kerk.